Julle, ons gaan aan met hoofstuk 16, Hagar en Ismael. Maar Sarai, die vrou van Abram, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het 'n Egiptiese slaafin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abram gesê, jy weet, die Here het my nie toegelaat om 'n moeder te word nie. Gaan tog in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abram het na Sarai geluister. Toe neem Sarai vir die vrou van Abram Hagar, die Egiptiese haar slavin, nadat Abram 10 jaar in die land van Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abram om sy vrou te wees. En hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword, maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oë geword. En Sarai sê toe vir Abram, die onreg van wat jy my aangedoen het is op jou. Ek self het my slavin in jou skoot gegee, en nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. En Abram antwoord Sarai, daar is jou slavin in jou hand, doen met haar soos wat goed is in jou oë. Toe het Sarai haar sleg behandel en sy het vir haar van haar af weggevlug. En 'n engel van die Here het by haar by 'n fontein in die woestyn gevind, en die fontein op die pad van Sur, en gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan, en waar gaan jy heen? En sy het geantwoord, ek vlug van my meesteres, Sarai af weg. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres, en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger, en jy sal 'n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou elende verhoor, en jy sal 'n wilde esel van 'n mens wees. Sy hand teen almal en almal se hand teen hom, en hy sal teenoor al sy broers woon. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is God wat sien. Want sy het gesê, ek het hier ook gesien na hom wat my sien. Daarom noem hulle die put van Lagai Roi. Dit lê daar tussen Kades en Beret. Die Hagar het vir Abram 'n seun gebaar, en Abram het sy seun wat by Hagar gebaar het, Ismael genoem. En Abram was 86 jaar oud toe Hagar Ismael vir Abram gebaar het. Hoofstuk 17. God verander die naam van Abram en stel die besnydenis in. Toe Abram 99 jaar oud was, het die Here aan Abram verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, en dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen jou en my, en jou buitengewoon vermeerder. Toe val Abraham op sy aangesig, en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar nou sal jou naam Abraham wees, want ek maak jou vader van 'n menigte van nasies, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag, en jou en hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van vreemdelingskap gee, in die hele land van Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees.
Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle, en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'n Seentjie van 8 dae oud, dan moet hy onder julle besny word, en al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is, en die wat enige vreemdeling met jou geld gekoop is, en die wat van jou geslag is. Die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in hulle vlees wees as 'n ewige verbond, en wat manlik is en die voorhuid het hulle wat aan die vlees van die voorhuid besny is nie. Die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Hy het my verbond verbreek. Verder het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal nou Sara wees. En ek sal haar seën, en uit haar sal ek ook vir jou 'n seun gee. Ja, ek sal haar seën totdat sy tot nasies word, konings van volke sal uit haar voorkom. Toe val Abraham op sy aangesig, en hy lag en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word, of kan Sara wat 90 jaar oud is, baar? En Abraham sê aan God, ag, mag Ismael lewe voor u aangesig. Toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem. Ek sal die verbond met hom oprig, 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Ook wat Ismael aangaan, ek jou verhoor, kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 vorste sal hy verwek, en ek sal hom 'n groot nasie maak, maar my verbond sal ek oprig met Isak, wat Sara vir jou 'n ander jaar op hierdie tyd sal baar. En nadat hy klaar met hom gespreek het, het God van Abraham af opgevaar. Daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, en almal wat manlik is onder die mense in die huis van Abraham, en hy het hulle vlees van hulle vooruit nog op daardie selfde dag besny, soos God hom gespreek het. En Abraham was 99 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is, en sy seun Ismael was 13 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. Op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny, en die manne van sy huis, wat in die huis gebore is, en die wat vreemdelinge wat met geld gekoop is saam met hom besny. Hoofstuk 18. Abraham tree op as voorbidder vir Sodom. Daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, en terwyl hy by die ingang van sy tent sit op die warmste van die dag, toe het sy oë opgeslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, toe loop hy by hulle tegemoet van die ingang en van die tent af, en buig hom na die aarde toe. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in uw oë gevind het, gaan ek dan tog nie by u knegt verby nie. Laat hulle tog bietjie water bring, en was u voete, en lê en rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal, en versterk u hart, daarna kan u verder gaan, want daarom het u by u knegt aangekom. En hulle antwoord, doen so, wat u gesê het. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gou nie 3 mate meel,
die beste en maak 'n roosterkoeke vir die manne. Daarop loop Abraham na die beeste en vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar wat dit gou klaar gemaak het en neem die dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaar gemaak het en sit dit aan hulle voor, terwyl hulle self by hulle onder die boom bly staan. En hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is Sara, u vrou? En hy antwoord, daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae, en dit met Sara nie meer volgens die reël van die vroue gegaan het nie. En Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê nadat ek oud geword het en my Heer oud is? Toe sê die Here vir Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook werklik baar, nou dat ek oud geword het? So iets vir die Here wonderbaar wees. Hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou toe terugkom, en Sara sal 'n seun hê. Maar Sara het dit ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang. Maar hy sê, nee, maar jy het gelag. Toe staan die manne daar vandaan op, en hulle het gekyk na die kant van Sodom, en Abraham het saam met hulle gegaan, om hulle weg te bring. Daarop sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham tog sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, en hulle die weg van die Here moet hou, om die geregtigheid en die reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Verder het die Here gesê, die geroep van Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdal en sien of dit hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is wat by my gekom het. En so nie, ek wil dit weet. Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het bly staan voor die aangesig van die Here, en Abraham het nader gekom en gesê, sal u ook regverdig saam met die goddeloses ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad, sal u hulle ombring en die plek spaar terwille van 50 regverdiges? Laat dit terwille van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdiges gelyk is met die goddeloses, laat dit ver van u wees, sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie. Toe sê die Here, as ek in die Sodom 50 regverdiges vind, binne in die stad, dan sal ek die hele plek spaar, om hulle ontwil. En Abraham antwoord en sê, kyk tog, ek het gewaag om met die Here te spreek, alhoewel ek stof en as is. Miskien sal daar aan 50 regverdiges 5 ontbreek, sal u terwille van 5 die hele stad verwoes? En hy antwoord, ek sal dit nie verwoes as daar 45 vind nie. Hy het nog verder met hom gespreek en gesê, miskien sal daar 40 gevind word. En hy antwoord, ek sal terwille van 40 dit nie doen nie. Verder sê hy, laat die Here tog nie toornig wees en mag ek tog iets sê. Miskien sal daar 30 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit nie doen nie as ek 30 vind nie. Toe sê hy, kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek. Miskien sal daar 20 gevind word. En hy antwoord, ek sal terwille van 20 dit nie verwoes nie. Toe sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie, en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien is daar net 10 gevind word, en hy antwoord, ek sal terwille van die 10 nie
nie dit verwoes nie. En die Here het weggegaan, en toe hy opgehou het om met Abraham te spreek, en Abraham het na sy woonplek teruggekeer. Die verwoesting van Sodom en Gomorra, hoofstuk 19. En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom gesit het. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan, en hom gebuig met die aangesig van die aarde toe, en gesê, kyk tog, my Here, draai tog uit na die huis van u dienaar, en bly die nag oor, was u voete, dat u kan vroeg opstaan, en die reis kan voortsit. Maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vernag, maar hy het by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai het, en in sy huis ingekom het, en hy het vir hulle 'n maaltyd berei, van ongesuurde koeke gebak, en hulle het geëet. Hulle het nog nie gaan slaap nie, toe die manne van die stad en die manne van Sodom die huis omsingel het, jonk en oud, die hele bevolking almal saam, en hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vandag by na jou toe gekom het? Bring hulle na ons toe, dat ons hulle kan beken. Daarom gaan Lot na hulle toe uit en voor die ingang en sluit die deur agter hom toe, en sê, my broers, moet tog nie kwaad doen nie. Kyk tog, ek het 2 dogters wat geen man beken het nie. Laat ek die na julle toe uitbring, en doen met hulle soos julle goed is in julle oë. Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom. Toe antwoord hulle, gee pad daar, en hulle sê, hierdie een het gekom om hier as 'n vreemdeling te vertoef, en wil tog gedurig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. Hulle het sterk op die man op Lot aangedring, en nader gekom en om die deur oop te breek. Maar die manne het hulle hand uitgesteek, en Lot by hulle in die huis ingebring, en die deur toegesluit. Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot, met blindheid, sodat hulle te vergeefs na die ingang gesoek het. Daarop sê die manne vir Lot, wie het jy hier nog? 'n skoonseun, en jou seuns, en jou dogters, en hulle almal wat jy in die stad bring, hulle uit hierdie plek uit, want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here, en die Here het ons gestuur om dit te verwoes. Toe gaan Lot uit en praat met sy skoonseuns, wat met sy dogters sou trou, en sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan hierdie stad verwoes. Maar hy was in die oë van die skoonseuns soos een wat gek skeer. En toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou, neem jou 2 dogters, wat by jou is, dat hulle weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie. Maar hy het nog bietjie getalm, en toe gryp die manne hom en sy vrou en sy 2 dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon, en hulle lei hom uit en bring hom buitekant die stad. En toe hulle na die buite uitgelei is, toe sê hy, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, en moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie, vlug na die gebergte toe, dat jy nie omkom nie. Daarom antwoord Lot hulle, ag nee my Here, kyk tog, u knegt het genade in u oë gevind, en u het guns groot gemaak, wat u aan my bewys het, deur my in die lewe te behou, maar ek is nie in staat om na die gebergte te vlug, sonder dat die onheil my inhaal nie, en ek sterwe nie. Kyk tog, hierdie stad is naby, om daarheen te vlug, dit is klein, laat my tog daarheen vlug, is dit nie klein nie, dat ek kan lewe nie? En hy het vir hom gesê, kyk,
Ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie. Vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy daar aangekom het nie. Daarom noem hulle die stad Soar. Die son het oor die aarde opgegaan en Lot in Soar aangekom het die Here die swaal en die vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. En hy het hierdie stede omgekeer in die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede, en wat op die grond gegroei het. En sy vrou het agter hom omgekyk en sy het 'n soutpilaar geword. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. En toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra, oor die hele land voor die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes het, en God aan Abraham gedink en Lot uitgelei het uit die omkering toe hy in die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. En Lot het uit die Soar opgetrek saam met sy 2 dogters en gaan woon in die gebergte, want hy was bang om in Soar te bly. Daarom het hy saam met sy 2 dogters in 'n spelonk gaan woon. Die oudste het aan haar jongste gesê, ons vader is oud en daar is geen man in die land om na die reël van ons gaanse aarde by ons in te gaan nie. Kom ons laat ons by ons vader wyn gee om te drink en met hom gemeenskap hou, sodat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe kan hou. Hulle gee toe die nag aan hulle vader wyn om te drink, en die oudste het gekom en met haar vader gemeenskap gehad, sonder dat hy gewaar het toe sy gaan lê en toe sy opstaan. Die volgende dag sê die oudste aan die jongste, kyk, ek het verlede nag met haar vader gemeenskap gehad, laat ons hom vandag weer wyn gee om te drink, en gaan jy dan in en hou met hom gemeenskap, dat ons deur die vader 'n geslag in die lewe kan hou. Hulle gee toe die nag weer aan hulle vader wyn om te drink, en die jongste het opgestaan en met hom gemeenskap gehad, sonder dat hy gewaar het, toe sy gaan lê en toe weer opgestaan het. So het dan die 2 dogters van Lot by hulle vader bevrug geword, en die oudste het 'n seun gebaar en hom Moab genoem, en hy is die vader van die hedendaagse Moabite. En die jongste het ook 'n seun gebaar en hom Ben-Ami genoem, en hy is die vader van die hedendaagse Ammonite. Abraham kom kuier in Gerar, hy ontken dat Sara sy vrou is. Hoofstuk 20. En Abraham het daan weggetrek na die suidland en gegaan woon tussen die kades van Sur en Gerar, as 'n vreemdeling het hy daar vertoef. En Abraham het van Sara sy vrou gesê, sy is my suster. Toe laat die Abimelech, die koning van Gerar, Sara haal. Maar God het in die nag by Abimelech gekom in 'n droom en vir hom gesê, kyk, jy sal sterwe terwille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is 'n getroude vrou. Maar Abimelech het nog nie naby haar gekom nie, daarom het hy gevra, die Here sal u ook regverdige nasie ombring. Hy het my nie self gesê nie, sy is my suster, en sy het self ook gesê, hy is my broer. In die onskuld van my hart en in die reinheid van my hande het ek dit gedoen. Daarop antwoord God hom in die droom, ek weet ook dat jy dit in onskuld van jou hart gedoen het, en ek self het jou daarvan teruggehou, om nie teen my te sondig nie. Daarom het ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie. Gee dan nou die man se vrou terug, want hy is 'n profeet, en hy sal vir jou bid, dat jy kan lewe. Maar as jy haar nie teruggee nie,
weet dan dat jy sekerlik sal sterwe, en almal wat aan jou behoort. Abimelech is toe die môre vroeg op en het aan sy dienaars geroep en die hele saak voor hulle ore vertel. Toe was die manne baie bang, en Abimelech het Abraham laat roep en hom gevra, wat het jy ons aangedoen, en wat het ek teen jou gesondig, dat jy oor my koninkryk 'n groot sonde gebring het, dinge wat nie mag gebeur het nie, het jy my aangedoen. Verder het Abimelech vir Abraham, wat was jou bedoeling, dat jy dit gedoen het? En Abraham antwoord, ek het gedink daar is regtig geen vrees vir God in hierdie plek nie, sodat hulle my oor my vrou sal doodmaak. En sy is ook werklik my suster, sy is my vader se dogter, maar nie my moeder se dogter nie. En sy het my vrou geword. En toe God my uit die huis van my vader laat omswerf het, het ek aan haar gesê, dit is die guns wat jy van jou kant af aan my moet bewys. Op elke plek waar ons kom, moet jy van my sê, hy is my broer. Toe neem Abimelech die kleinvee beeste, ook slawe slavinne, en gee dit aan Abraham. Ook sy vrou Sara het hy aan hom teruggegee. En Abimelech sê, daar lê my land voor jou, oop, waar dit goed is vir jou oë, en vir Sara, sê hy, hier gee ek jou broer 1000 sikkels silwer. Kyk, dit is vir jou bedekking van die oë en die betrekking tot elkeen wat by jou is, sodat elke opsig geregverdig is. Toe het Abraham tot God gebid, en God het Abimelech gesond gemaak, en ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar, want die Here het elke moederskoot van die huis van Abimelech geheel en al toegesluit, terwille van Sara, die vrou van Abraham. Tot sover.